Vriende, as ek net ietsie kan byvoeg wat Pieter gesê het, is natuurlik 3 parlementslede uit Vlaanderen wat hier teenwoordig is, nie sommer 3 gewone Vlamingen nie. So ons voel baie geëerd om hulle hier te hê. En dan het ons 2 ander Vlamingen ook, 2 besoekers hierso wat ook in Oranje is. Ons wil vir julle ook baie welkom sê. Vlaanderen en die groter Nederlande is natuurlik ons stamlande en vir die ontwikkelingsmaatskappy sowel as die Oranje beweging is dit baie belangrik om ons verhouding en bande te bou met ons stamlande. So dit is vir ons 'n groot voorreg om hulle hier te hê. Tom gaan ook en almal gaan 'n kans kry soos Pieter gesê het om simbolies te help bou in die pad. Andre, hou maar 'n bietjie dop die stukkie wat Tom bou en ons kyk hoe dit gaan hou. Ons hoop so. Vertrou hy's 'n goeie padbouer en dat dit 'n verskil gaan maak in ons pad. So 'n bietjie spaar op die koste van die bou van die pad, die stukkie wat ons gaan help. Vriende, kom ons praat. Ons wil nog terwyl dit lig is, jy weet, gaan help bou vir Andre en sy span die las 'n bietjie ligter gaan maak daar. Vriende, verskoon dat ons so almal so styf sit hierso binne. Ons moes die keuse maak tussen sit buite en neem die risiko dat julle almal gaan nat reën of ons sit hier binne en ons sit 'n bietjie stywer, ons toe kies ons maar sit 'n bietjie stywer en ons reën nie nat nie. Waarom die Stadsboufonds? Orania ontvang nie staatsbydraes vir sy ontwikkeling van infrastruktuur. Jy weet, munisipaliteite ontvang groot toelaag van die staat om infrastruktuur te ontwikkel. En infrastruktuur is die basis waarop ontwikkeling plaasvind. Sonder infrastruktuur kan jy nie 'n moderne ekonomie ontwikkel nie. Daarom moet ons in Orania infrastruktuur self ontwikkel. Infrastruktuur op 'n wye verskeidenheid terreine, munisipale infrastruktuur, ook ander infrastruktuur. En die ontwikkelingsmaatskappy het 'n paar jaar terug al besluit, maar kom ons bring 'n fonds tot stand, die Stadsboufonds. En ons probeer bydraes werf vir die ontwikkeling van infrastruktuur. En dat ons ook daardeur die koste van vestiging in Orania goedkoper kan maak. Almal is bewus daarvan, dis duur om infrastruktuur te ontwikkel, dis duur om te vestig in Orania. Erfpryse is ook duur. In die mate wat ons bydraes kan werf, kan ons ook koste van infrastruktuur subsidieer en dit makliker maak vir ons mense om te vestig. Nou, wie het die Stadsboufonds tot op hierdie stadium gefinansier? Ons het dit gefinansier vanuit die Solidariteit Beweging en vanuit die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy. Wat is ons geleentheid dan vanaand? Ons geleentheid is om nou die Stadsboufonds ook openbaar bekend te stel. En die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy wil saam met sy strategiese vennoot, dis nou die Oranje Beweging, wil ons nou na volgende fase beweeg om ook ondersteuning te werf vir die Stadsboufonds. Dat ons meer kapitaal inkry, dat ons ontwikkeling in Orania kan versnel en so meewerk aan ons dorp, sy drome en ideaal waarna toe ons op pad is. Nou die Oranje Beweging beskik oor 'n wye netwerk, 'n groeiende netwerk van ondersteuners. En mens kan eintlik sê die eerste groot projek van die Stadsboufonds of die eerste groot projek wat die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy en die Oranje Beweging saamgewerk het, was natuurlik die oprigting van die Koerierbeeld hier in Orania. Ons het deur 'n proses gegaan, ons het vir ons mense, ons ondersteuners, en dan moet ek byvoeg, groeiende buitelandse ondersteuning, gevra om by te dra tot hierdie projek, om Paul 'n tuiste te gee in Orania. Almal is bewus waar hy vandag agter tralies staan op Kerkplein. Ons het gevra vir ondersteuning. Ons het gesê ons gaan hierdie projek nie op ons eie kan doen nie en ons wil hom ook nie op ons eie doen nie. Want ons wil, dis 'n projek vir Afrikaner, Orania is vir Afrikaner, is nie net vir onsself en ons wat hier woon nie. En ons kon uiteindelik met daai projek en waar ons ondersteuning gevra het, kon ons 2.7 miljoen insamel om Paul 'n ereplekkie in Orania te gee en ook die wegspring te maak tot ons hele stadskern en stadsplein wat voorlê. Ons het reeds die tender toegeken vir die terreinontwikkeling daar rondom Paul, so binnekort sal dit ook begin, dit aantreklik maak. Ons sien reeds hoe ons besoekers ontvang, toeriste ontvang, mense wat hier kom kyk, maar ek dink die belangrikste vir ons was die gedagtenis dat ons geskiedenis eer, ons afkoms waar ons vandaan kom en dat ons sê, hoorie, maar ons is besig hier met iets wat oor geslagte heen strek. Dis nie net hierdie geslag wat nou skielik vryheid uitgevind en ons is deel daarvan en ons sit die stryd voort. Nou wat het ons reeds gefinansier uit die Stadsboufonds? Nou dis die Stadsboufonds tot en met vanaand wat nie 'n publieke
projek was nie. Ons kon groot bydraes lewer tot die Orania se stedelike ontwerp, die ruimtelike beplanning van Orania, dat ons 'n sinvolle beplanning kon doen saam met stedelike ontwerpers. Ons kon vir die dorpsraad 'n bydrae van R1 miljoen gee vir die optiese vesel, wegspring met die optiese vesel, daar moet nog so baie gedoen word. Bydrae gelewer tot die opgradering van die gemeenskapsaal. Ons kon help om teerpaaie te ontwikkel daar by Gannabos en Kleingillik. Ons kon die ontwerp van die stadskern doen wat ons nou in die vooruitsig stel. Die ontwikkelingsmaatskappy is ook 'n groot ondersteuner van energieselfstandigheid in Orania en daarom ook kon ons vanuit die Stadsboufonds ook 'n belegging opneem in Orasol, een van die belangrikste projekte in Orania. So dis wat dis voorbeelde van die projekte wat ons reeds gedoen het vanuit die Stadsboufonds en dit is wat ons wil versnel. Ons moet meer daarvan doen. Ons moet meer ontwikkel. Uiteindelik sonder infrastruktuur, dit het ek in die begin gesê, sal daar nie ekonomiese ontwikkeling plaasvind nie. Ons is 'n moderne gemeenskap. Ons wil nie hier as ek maar die woorde kan gebruik, 'n sub-ekonomiese ontwikkeling doen nie. Ons wil 'n moderne Afrikaner stad bou, 'n plek van toekoms, 'n plek van vryheid en daarom het ons infrastruktuur nodig. So wat leef ons voor? Wat pak ons dan aan? Hoe kyk ons vorentoe? Saam met die Orania beweging en saam met ons ondersteuning, twee forme van kapitaalvorming. Eerstens die Stadsboufonds wat ek vir u genoem het, waar ons bydra kapitaal gaan werf. En dat ek miskien so sê, ons het twee tipes kapitaal nodig. Bydra kapitaal wat ons gewoon net ondersteun en tweedens het ons ook beleggingskapitaal nodig. Dis die kapitaal waarop 'n opbrengs verdien moet word. So vanuit die ontwikkelingsmaatskappy neem ons ook leiding met Eendrag Beleggings, 'n beleggingsmaatskappy waar aandele opgeneem kan word. Ons is besig om dit nou te formaliseer, reeds van die bestaande beleggings wat ons al onderneem het, soos Gannabos, van hierdie nuwe gebou wat ons nou opsit, gaan in Eendrag tuis kom. So ons het al twee hierdie bane nodig as ons Orania wil laat groei. Eendrag kapitaalvorming met opbrengs, Stadsboufonds, bydra kapitaal. En dis vanuit hierdie bydraes wat ons ontvang, dat ons dan vanaand ook die bydra op simboliese manier, Janeman het reeds al gedeeltelik van die bydraes ontvang, dus moet die werk ook aangaan, maar simboliese wyse bydra tot hierdie servituutpad kan lewer. En ek dink jy sal met my saamstem, daai stukkie wat al geteer het, maak al 'n reuse verskil. Dan kan julle dink as ons 'n hele pad teer kan ry. Kan julle dink as ons die pad met die oewer kan teer en al die ander goed wat nog gedoen moet word. As ons dus vorentoe kyk en ons sê wat ons nog wil doen en dis waarvoor ons ondersteuning gaan werf, lê dit op die vlak van munisipale infrastruktuur, wat ek altyd beskryf as die basiese infrastruktuur. Water, krag, paaie, riool en al daai tipe goed. Die optiese veselnetwerk moet uitgebrei word. Elke woning in hierdie dorp moet 'n optiese vesel aansluiting hê. Dit is internet, ons is 'n moderne era, ons moet dit doen. Ons moet kyk na ander spesialis-infrastruktuur soos ons vliegveld, ons moet ons gemeenskapsinstellings ondersteun, ons bejaardesorg, onderwys en alles wat daarmee gepaard gaan. Die tyd sal leer wat alles nog nodig is as ons hier 'n stad wil ontwikkel vir ons mense in ons toekoms. Hierdie is nou vir ons 'n groot wegspringgeleentheid om te sê, hoorie maar, kom ons dra by tot die Stadsboufonds, kom ons bou Orania, ons maak hom groter en sterker. Dankie Pieter.